Goeiemôre aan almal hier vanoggend en ook vir u wat daar by die huis inskakel, sê ons baie dankie. Dankie vir die teenwoordigheid. Ons het mekaar nie gegroet vanoggend nie. Maar hierdie is die geleentheid vir die persoon langs jou, agter jou, voor jou. Ek glo nie daar's iemand onder jou nie, maar groet hulle en sê baie welkom. En nou laat almal verwelkom is, kom ons bid saam tot die Here, deur die sing van die Onse Vader. Amen. Jy kan maar weer sit asseblief. As votum lees ek die volgende vir ons voor. Ons kom vandag in die naam van die een wat die woord saai met hoop, wat ons harte voorberei om te ontvang en wat vrug laat groei, 30, 60, 100voudig. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Broers en susters, genade, vrede en barmhartigheid vir elkeen van julle, van God onse Vader, die Here Jesus Christus, die lewende woord, en die Heilige Gees, wat die saad binne in ons laat groei. Amen. Ons sing tot die Here, loof hom met die tromme, loof hom met die hart. Loof hom met die semale, alles wat as het loof, loof die Here, alles wat as het loof, loof die Here.
Die tema van vanoggend se prediking is die vraag: hoekom saai jy nie? Hoekom saai jy nie? En ons skriflesing kom uit Matteus 13 uit die 1983 vertaling. Ons gaan voorlees verse 1 tot 9 en dan 18 tot 23. Dis die gelykenis van die saaier. En op daardie dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit. En groot menigtes het by hom vergader, sodat hy in 'n skuit geklim en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan. En hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê: 'n saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad, en die voëls het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie. En dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en vrug opgelewer. Die een 100, die ander 60, die ander 30voudig. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Dan vers 18. Luister julle dan na die gelykenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. En by wie op rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Maar hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir 'n tyd. En as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. En by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer, die een 100, die ander 60, die ander 30voudig. Tot sover. Welgeluksalig is elkeen van julle wat vanoggend die woord van die Here ter harte neem. Wat is die doel van gelykenisse? Jesus se gelykenisse vra tog altyd vir 'n keuse van jou kant af. 'n Besluit wat jy moet maak. En vandag weer gaan jy 'n besluit moet maak. Jy gaan moet kies teen die einde van hierdie diens. Vir my persoonlik, en ek dink vir elkeen van ons, is die keuse wat ons maak om te kan groei, om as familie van Jesus regtig tuis te kom en in te pas in die koningshuis. Nou baie van die gelykenisse wat Jesus vertel en die beelde wat hy skep, het te doen met landbou. Dink maar aan die wingerdstok en lote, of die onkruid tussen die koring, en vanoggend die saad wat nie oral opkom waar dit gesaai is nie. Jy sien, gelykenisse wil ons iets leer. Dus,
Ons moet iets leer, sodat ons dit kan gaan doen. As jy tuin wil maak, en hier's baie van ons, wat tuin maak, wat plant. Ek dink aan oom Johan met sy groente. Ek dink aan Tannie Rina wat nou begin het met groente. Ek dink aan elke lidmaat wat 'n roosboom het. En jy weet dat wanneer jy gaan iets plant, dan hang dit eintlik af van die gehalte van jou grond. Want as die gehalte van die grond nie goed is nie, dan gaan jy nie 'n oes lewer nie. En as jy klaar geplant het, en die grond is reg, dan hang dit ook van jou toewyding af. Want as jy nie harde werk insit nie, dan gaan jy definitief nie oes nie. Nou Jesus praat van 4 verskillende grondsoorte. Op die hardgetrapte pad, op klipbanke met vlak grond, tussen onkruid, en op die goeie grond. En as jy hierdie nou oorvat, dan kom dit daarop neer, op volharding, oppervlakkig, verleiding, en die laaste een, vrugbaarheid. Of sal ek eerder sê, en dis dalk meer korrek, nie vrugbaarheid nie, maar oeslewer. Het jy dit gesien in hierdie gelykenis? Daar is oral gesaai. Die saad is royaal versprei, oral heen, op die pad, op die klipbanke langs die pad, tussen die bossies in, en ook op die goeie grond. Die saaier het wyd gesaai. Kom ons verander die woord wyd gesaai en ons sê, die saaier het orals gesaai. En orals kan mense, as ek hierdie sprong moet maak, orals het mense die kans om die saad in hulle hande te neem en te besluit wat hulle daarmee gaan doen. Kom ek vertel jou 'n storie wat ek hierdie week raak gelees het in een van my boeke. Dit was 'n lentedag en 'n naweek tuinier het vir 'n vriend uit 'n ander dorp pakkies saadjies gewys. Hy het die saadjies deur die pos gekry. Nou die pakkies wat hy vir sy vriend gewys het die mooiste prentjies van groente opgehad. Veelkleurig en so aanloklik. Vol beloftes van 'n mooi wat gaan opkom. Netjies verpak. Die naweek tuinier het gespog. Dit sal verseker my beste tuin ooit wees. Later die somer het hy dieselfde vriend by hom gaan aanklop. Hoe gaan dit met jou tuin? Vra hy so opgewonde. Die naweek tuinier sê, ek is jammer om te sê, maar dit het nie goed gegaan nie. Dis 'n jammerte, sê hierdie vriend van hom. Wat is die probleem? Swak grond? Of pes? Of droë weer? Was die saadjies 'n probleem gewees? Ja, ek dink jy kan so sê. Jy kan maar sê die saad was 'n probleem. Jy sien, ek het nooit by die punt gekom om die saadjies te plant nie. Broers en susters, ons het die saad ontvang. Ons glo die evangelie van die koninkryk van die hemel. Ons glo daaraan dat dit gaan groei en dit gaan vrug dra. Nou ek het al in my lewe al 'n paar keer met 'n groentetuin begin. En vir 'n lang ruk gaan dit goed. En dan gebeur daar 'n klomp goed in 'n gemeente. Die druk wat toeneem. En op die ou einde kan jy net nie daai groentetuin onderhou nie. Ek meen, jy gaan op vakansie of jy raak siek en die bossies neem oor. Niemand spring in om te help nie. Dis jou groentetuin. En dan haal jy alles uit en plant net weer gras.
Nou, ek het so rukkie terug weer een begin, hier by die kerk. En die bossies dreig om die oorhand te neem, maar hierdie keer gaan ek nie opgee nie. Oor en oor sal ek hierdie onkruid uithaal. Ek sal dit verwyder, ek sal water gee en ek sal dit bemes. En as oestyd verby is, dan gaan ons dit weer doen. Dan begin ons van voor af. En mag ek maar sê, die feit dat ek die saad aan die groei gekry het, die feit dat daar pompoenpitte geplant is, en dit mooi staan, en dit is groen, en dit is dig, en mense, jy kan dit sien, dit lyk mooi, sê nie, dat daardie saad vrug gaan dra nie. Die feit dat ek tot bekering kom, seker by 3-4 geleenthede in my lewe, sê nie noodwendig dat die evangelie vir God die oes gaan lewer in my waarop hy hoop nie. En ek lewe met oop oë in hierdie werklikheid. So, elke dag in die tuin van my lewe, elke dag moet ek saam met die groot tuinier my lappie grond bespreek. Die ou kerkvaders het graag gesê, en altyd begin ons weer 'n keer. Nou ons ken hierdie gelykenis van die saaier al te goed. Ek dink ons ken dit so goed dat ons nie meer mooi luister nie. As ons net die hele tyd op bekering fokus, om die woord te hoor en dit aan te neem, dan kan ons iets belangriks eintlik mis. Jy sien, Jesus roep ons om meer te doen, om te lewe volgens al die woorde van sy wil. Ons word aan die einde van die Matteus Evangelie uitgestuur as saaiers. En baie van Jesus se beelde wys dat ons in God se wingerd en op God se lande moet werk. Dit wil sê, in die koninkryk van die hemel dien ons nou alreeds vir God. Met herhaling kom ons tot bekering. Neem ons die woord van vooraf weer op. Nie net eenmaal nie, maar gedurig oor en oor, soos ons dinge ontdek in ons lewens. So kan ons leer om elke dag onsself te moet afvra. Watter tipe grond was ek vandag? Was ek uitgedroog, soos 'n stuk tuin wat nie bemes is nie? Was ek onvrugbaar? Is ek besig om die saad van my lewe in my te laat verstik met alles wat ek myself veroorloof? Kom ek vra jy dan vanoggend, wat het jy vandag gemaak met die belofte oor bekommernisse? Het jy dit dankbaar net aangeneem en toe net mooi weer gebeere tot die volgende keer toe? Het jy dit aangeneem en sommer maar net die volgende dag weer daarvan vergeet? Of is hierdie belofte opgepik deur negatiewe persone of dalk deur finansiële druk, dat dit verskroei is? En nou wonder ek vanoggend, en ek hoop jy vra vir jouself dieselfde vraag af. Het jy God se goeie nuus gesaai sodat God 'n oes kan hê? Of is die evangelie nog net so mooi verpak soos die dag toe jy dit ontvang het? Ek meen, die goeie bedoelinge van die man wat met sy mooi veelkleurige pakkie saad by sy naweektuinier aangekom het om 'n groentetuin mee te begin, het hom nie
iets gehelp nie. Sy goeie bedoelinge het hom niks in die sak gebring nie. Het jy met jou leefstyl en woorde vandag vir Jesus verkondig? Kon mense vir Jesus in jou sien? As die Here vandag in jou lewe kan kyk, gaan hy sy tuintjie daar kry? Of lyk ons lewens soos 'n stoorkamer, rakke wat vol saad gepak is, geheus vol gepak met die woord van God, maar nooit geplant is om te kan groei nie. Nou daar's twee dinge wat ons moet doen. En dis hoe dit moet gebeur. Ons moet doen wat God vir ons sê. Ons moet die evangelie gaan saai. Ons moet vir mense vertel wat Jesus in ons lewens beteken en wat hy in ons lewens gedoen het. Mens, God is nie vasgevang tussen die bladsye van die Bybel nie. God is nie ver van ons af nie. Hy woon hier binne in jou. En net soos wat hy in die Bybel werk, werk hy vandag nog in elkeen van ons se lewens. En tweedens, God saai self in ons lewens. Ons is aan die ontvangkant van die gesaaiery. Elke keer as ons die Bybel lees, of dalk Bybelstudie doen, of na 'n preek luister, word daar in ons lewens gesaai. Dink dan daaraan sodat dit net nie daar kan stop nie. Besef dat ons is nie saaddepots nie. Daardie woorde moet nou geleef word. Ek moet gaan doen wat God se woord vir my sê. As jy die Bybel lees en jy lees, moet jou nie bekommer oor die dag van môre nie. Dan moet jy jou probleme vir die Here gee en dit by hom los. As jy lees, ek moenie sonde doen as ek kwaad word nie. Vuil taal moenie oor my lippe kom nie. Dan moet jy daai einste dag begin om jou humeur te bestuur. En jy moet dadelik ophou vloek. As jy lees oor vergifnis, dan moet jy maar die harde, pynlike keuse in jou lewe maak en vergewe. Dis wat die Here vir ons sê. Dis wat ons lees en tog ons verstaan mos wat die Here sê. Nou soos wat ons deur hierdie Matteus boek werk, die afgelope paar weke het ons elke keer iets uit Matteus uitgevat, dan leer ons iets. Daar's iets wat ons moet doen. Ons moet ons geloof en vertroue vorentoe neem. Ons moet dit in lyn trek met wat God wil hê ons moet doen. In Matteus 12 vers 46 tot 50 is daar 'n vreemde toneeltjie waar Jesus se ma en broers hom kom soek het. Die huis waarin Jesus die mense geleer het, was vol, stampvol gepak. So hulle moes maar buitekant staan en wag, en die boodskap het hulle saam met iemand na binne gestuur om vir Jesus te gee. Jesus gryp hierdie geleentheid aan om vir die mense iets belangriks te leer. Hy vra: wie is my moeder en wie is my broers? En dan antwoord hy homself. En ek wil hierdie antwoord vir jou voorlees, net vir ingeval ons dalk tikkie skeurig raak oor watter deel van die woord ons in ons lewens moet toepas en watter gedeelte nie. Die antwoord is Jesus se woorde self. Toe wys hy met sy hand na sy disippels en sê: daar is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. Elkeen wat die wil doen van my Vader
wat in die hemel is. En ja, in hoeveel tyd of in hoe min tyd ons van die Bybel elke dag leef, wys vir ons skerp uit watter tipe grond ons regtig is. Amen. Kom ons sit so dan, sluit ons oë in gebed. Here Jesus, U het die woord gesaai, met hoop en met geduld en met baie liefde. Here, laat dit diep in ons harte val, sodat dit kan wortel skiet, sodat dit kan groei, sodat daar vrug gedra kan word in ons lewens. Here, help ons om nie net ontvangers te wees nie, maar ook saaiers, mense wat die woord uitleef, wat dit deel en uitdra na die wêreld toe. Gee ons die oë om te kan sien en die ore om te hoor en 'n hart wat oop is vir U stem. Here, laat ons lewe getuig van U koninkryk in elke woord, in elke daad en in elke ontmoeting. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar is nou die geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers.
Ons dra die dankoffers op, kom ons bid saam. Here, elke gawe kom van U af, en so is die gawe om te kan gee. Dit wat ons saai, dit sal ons maai. So sê U woord. Here, ons dra hierdie dankoffers op, en ons bid, laat U wil sal geskied. Amen. Ons sluit vanoggend se prediking af deur staande saam te sing. Wat 'n vriend het ons in Jesus. En daarna bly staande vir die uitspreek van die seën. Die Here seën jou met oop ore om te hoor, 'n sagte hart om te ontvang en sterk hande om te saai. Wees saaiers wat met hoop en liefde leef. Mag Christus jou woord en jou weg wees en mag die Gees jou lei om vrug te dra. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees bly met elkeen van ons. Amen. Zonder liefde zal mijn vader
waarheid bly. Deur vergifnis op verwagting, kom die beste in ons vry. Al die tale profetieë, en die tyd gaan weer verby. Die liefde die volmaaklik, kom en sal vir altyd bly. Wat geloof in troos en liefde, na die toekoms reik die doel. Liefde is en bly die grootste, liefde skei die wêreld. Ons kan maar gaan koffie drink. Baie dankie.